Sodra jy begin kyk wat in 'n ander se baan aangaan, dan verloor jy jou eie pas. Dit is presies wat met Petrus gebeur het in vandag se verhaal. Vriende, goeiemôre. Die afgelope Sondag het ons gehoor hoe Jesus weer vir Petrus roep en hom uitstuur in die koninkryk van God met sy roeping. Ons het gehoor hoe hulle verhouding kon herstel. Hierdie toneel speel af langs die see van Galilea, daar waar Petrus en die ander disippels vir die aand vis gevang het, en dan ontmoet hulle vir Jesus daar. In hierdie gesprek wat Jesus en Petrus met mekaar het, voorspel Jesus ook watter tipe dood Petrus sou sterf om die Here te verheerlik. Maar Jesus sê steeds dat Petrus hom moet volg met oorgawe. En die gedeelte wat ons vandag lees, volg reg na hierdie gesprek. Ek lees vir ons vandag saam uit Johannes 21 van vers 20 tot 23. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die disipel vir wie Jesus lief gehad het, hulle volg. Die een wat ook tydens die maaltyd teen sy bors aangeleun het en gevra het: Here, wie is dit wat u gaan verraai? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? Jesus sê vir hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei dat daardie disipel nie sou sterf nie. Jesus het egter nie vir hom gesê dat hy nie sou sterf nie, maar as ek wil hê hy moet bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Petrus wil sy roeping vergelyk met die roeping van die ander disipel. Of 'n mens kan self sê dat hy sy lewenspad of sy lot wat vir hom voorlê wil vergelyk met ander. Dit klink amper hier of Petrus 'n bietjie ongelukkig is oor sy lot en dat hy 'n moeilike pad gekry het om te stap, terwyl die ander se pad nie so moeilik gaan wees nie. Mens kan in hierdie verhaal 'n bietjie empatie hê met Petrus, want dit is nie lekker om te weet dat jou pad moeiliker is as iemand anderste nie. Hoekom moet dit vir hom so swaar eindig? En dan antwoord Jesus hom met die woorde: wat het dit met jou te doen? Volg jy my? As ons vandag in ons eie spreektaal vir iemand daai woorde sê, wat het dit met jou te doen, het dit eintlik 'n negatiewe konnotasie. Want mense wil vir daai persoon sê, hou jou neus uit my sake uit, dit het absoluut niks met jou uit te waai nie. Ek dink wat Jesus hier vir Petrus wil leer, is dat hy gefokus moet wees op sy roeping en nie op die roeping van ander mense nie. Wat vir Jesus hier die belangrikste is dat Petrus nie homself moet fokus op ander mense nie, maar sy fokus hou op Jesus Christus. Daarom sê Jesus: volg jy my? Dit is die belangrikste. Dit is soos 'n atleet wat 'n wedloop hardloop, en as jy nou al self 'n wedloop aangepak het, of net as jy al na atletiek gekyk het, sal jy weet dat dit nooit 'n goeie idee is om agter jou te kyk of rondom jou te kyk nie. Wanneer 'n mens 'n wedloop hardloop, dan hou jy jou oë gefokus op dit wat voor jou aangaan en die wenstreep wat jy graag wil behaal. Die oomblik wat jy rondom jou begin kyk of agter jou wil kyk, hoe ver jou opponente van jou af is, dan verloor jy jou spoed, of jy begin skeef hardloop, of daar kan dalk iets wees dat jy jou pas verloor en net trip en omslaan. Dis 'n belangrike lewensles vir ons ook vandag. Nie net in ons eie roeping in die koninkryk van God nie, maar ook in ons alledaagse lewe, hoe ons na onsself kyk en onsself afmeet teenoor ander mense. Wat ons uit Petrus se verhaal hier leer, is dat God elkeen van ons op 'n spesifieke manier roep en dat ons 'n spesifieke taak het in die koninkryk van God. Ons kyk so maklik na ander mense rondom ons in ons lewe, en dan dink ons daai persoon het dit dan maklik. Hulle kry al die geluk terwyl al die teëspoed ons tref. Of mense kyk maklik na iemand anderste en dink daai persoon het sulke wonderlike gawes,
ontvang. En as ek net ook so 'n gawe gehad het, dan sou ek minder soos 'n tweede klas gelowige gevoel het, of ek kon 'n beter bydra in die koninkryk van God gemaak het. Ons word uitgenooi om ons oë op die wenstreep te hou, en in ons geval is die wenstreep Jesus Christus. Daarom sê hy, volg my. Die uitnodiging vir ons is om hom te volg en te leef vir dit waarvoor hy ons roep in die koninkryk. Ons taak wat ons het om te doen. Ons hoor ook iets van dit in Paulus se metafoor wanneer hy die kerk gelykstel aan 'n liggaam. Want hy sê die kerk is soos die liggaam van Christus, en elke ledemaat in hierdie liggaam het 'n bepaalde doel. Dit maak ons vry van die gevaar dat wanneer ons onsself teenoor ander mense afmeet, dat dit ons vreugde in ons lewe steel, of dat ons voel dat ons nie goeie gelowiges is of 'n goeie bydra kan lewer nie. Jesus roep jou nie om ander se roeping uit te leef nie. Nie jou broersin of jou vriendsin of 'n kollegasin by die werk nie, en hoegenaamd ook nie enige sosiale media persoonlikheidsin nie. Jesus roep jou net om jou eie roeping uit te leef met die woorde, volg my en los die res vir my. Mooi dag vir jou.